Daar is 'n onheilspellende stilte in die Koevoet tydelike basis. Dit is steeds donker en die natuur is stadig maar seker besig om te ontwaak. Maar ons is lankal reg. Although it's still dark, we are ready in our vehicles. Weapons have been checked, extra ammo loaded, even the medical box are positioned in the middle of the Casper. Today is going to be a big day. Net daar buite, het ons gisteraand al spoor gemerk. Maar hierdie is nie 'n gewone stel spore nie. Hierdie is 'n getrapte voetpad. Today, we are going to meet a large and formidable enemy. And we are ready. As I sit in the Casper and look at my Ovambo trackers, I can see their preparedness. But we cannot help to feel the weight of responsibility. Want dis jou verantwoordelikheid, en dit was jou verantwoordelikheid, om seker te maak dat hierdie mense vandag veilig deur die dag gebring gaan word. It's your responsibility to make sure that they will arrive back at their homes at the end of deployment. En jy kan ook nie anderste as om oor jouself te wonder nie. En soos wat jy dink aan daai spore wat vandag gevolg gaan word, dan dink jy en wat die eindresultaat daarvan gaan wees, sê jy ook vir jouself, wat gaan die dag vir my bring? Is dit dalk vandag my dag, dat my naam uitgekap gaan word op die Koevoetse muur van herinnering? Maar terwyl mens nog sit en dink daaroor, kom die son op oor die horison, en die tyd vir dink is verby. Die tyd vir aksie is nou hier, daar is 'n werk om te doen. This is a reality that faced everyone in war, and you cannot avoid it. Hierdie realiteit het ons almal in die oë gestaar. En hierdie is ook die realiteit wat hierdie 165 mense wie se name op die muur van herinnering verskyn, in die oë gestaar het. Maar nogtans was daar niks wat hulle kon gekeer het nie. Daar was net een manier, en dit is vorentoe. Forward, straight into the enemy. That is the only rule and the only action that we knew. And even today, we still say to each other, Kohesho. But we must also understand that this situation of war will bring fatalities. Mense gaan sterf, mense gaan doodgaan. En dit is 'n besef wat ons almal mee moes saam geleef het. Dieselfde besef wat die ouens gehad het wat ons vandag kom vereer. En daarom wil ek vir elke een van die dankie sê dat jy vandag hier is. You made an effort and you are here to with us bring respect and honor to the ones that have sacrificed everything and that given their lives in the process. Ek wens julle almal sterkte toe vir die dag. En ek vra, geniet hierdie dag saam met ons. Be welcome at the Koevoet Memorial and join our program and show us that you also have the respect and honor for what was done in a time of war and in a time of need. Baie dankie en baie welkom. Ons begin ons verrigtinge met die aansteek van die Koevoet herdenkingskers. This is a small and flickering light, maar die simboliek van daai kers gaan baie verder as wat ons dit ooit kan beskryf. Hierdie kers was die lig vir die Koevoet soldaat. Dit was sy lig in tye van donker. Dit was sy lig in tye van vrees. Maar dit was ook sy waken waarop hy sy kompas kon instel. Today we are here to commemorate them, to pay our respect, and for that we light a candle of commemoration. As long as we keep that candle alive, we will remember them. And as long as we remember them, their legacy will never fade and will never be for nothing. Ek vra nou vir Dries van Koller, die ondervoorsitter van die Koevoet Veteranenbond, om die Koevoet herdenkingskers vir ons aan te steek. Kan ek asseblief vra aan al die Koevoet mense wat vandag hier is, kan julle asseblief staan vir die aansteek van die kers. Baie dankie. Soos normaal, kom ons aan die agterkant van ons nommer 1 kar bymekaar. Almal weet presies wat van hom verwag word,
maar ons groepleier haal net 'n paar belangrike punte uit wat vandag se patrollie behels. Maar almal is seker oor wat van hom vandag verwag word. En sodra alles afgehandel is, vra ons gewoonlik vir een van die senior Wambos om vir ons te open met skriflesing en gebed. And sometimes I'm being asked, but how is it that and how can you explain the fact that you started your day with script reader and prayer? As well that you know that hereafter you're going to go into combat and you know what the result of that is going to bring. I always answer these people, you must understand, a soldier's action is not determined by hatred or destruction. A soldier's action is determined by duty. And it was our duty that we fulfilled. Dit is ons diens wat ons gelewer het. And when we prayed, we didn't necessarily pray for victory. We prayed amongst others for wisdom and we prayed for protection. Ons almal aanskou vandag die effek van oorlog in die lewe en ons almal sien wat oorlog met mense kan doen. And that was also the case for us. That is what we also had to face. And sometimes you were in a situation where you were faced between a decision between right and wrong. And those lines are sometimes in war not that easily to define. Nevertheless, you had to make a decision. And that's what we prayed for wisdom for. Because that is when you, as a person, can be tested. And to make sure that we made the correct decisions, we ask for protection, we ask for clarity, and we ask for wisdom. So vandag gaan ons nie van daai wenresep af wegbeweeg nie. Vandag, soos altyd, begin ons herdenkingsdiens met skriflesing en gebed. En dis nou my voorreg om vir Dominee Nikkie Rothman te vra om ons verrigtinge te begin met skriflesing en gebed. Dankie Dominee. Dominee Nikkie is gebore, jy sal dit nie sê nie, maar hy is gebore in 1954. Hy het gematrikuleer aan 3 Riviere Hoërskool in Vereniging. En daarna het hy gestudeer aan die Pikke en by Tuks. Sy heel eerste gemeente was net hier aan die kant die Bult, by Magalies Kruin. Maar op die 2 Februarie 1986 rapporteer hy in die Polisiekollege vir polisieopleiding. As polisiekapelaan besoek hy rig hy verskeie grensstrips wat hy moet deurgaan. En in die proses ontmoet hy vir generaal Sterkans Reijer, ons bevelvoerder. En in die proses ontmoet hy ook baie van ons Koevoetlede. Dominee Nikkie is op hierdie stadium as vriend van die Koevoet Veterane Bond, die kapelaan wat na ons kapelaan vereistes omsien. En ons sê vir hom baie welkom en baie dankie Dominee Nikkie. Good morning, everybody. It's a privilege for me to stand here and open with what is very important for all of us, the scripture, because this is the word of God. And I'm going to read this morning from John chapter 15, and I'm going to read from the 9th verse. As the Father has loved me, so have I loved you. Now remain in my love. If you keep my commands, you will remain in my love, just as I have kept my Father's commands and remain in his love. I have told you this so that my joy may be in you and that your joy may be complete. My command is this: love each other as I have loved you. Greater love has no one than this, to lay down one's life for one's friends. Groter liefde het niemand as dit nie, dat iemand sy lewe vir sy vriende gee. Julle weet, as hierdie woorde van die Here Jesus bring ons regtig by die kern van die evangelie. Die kern van die goeie boodskap. Van dit wat regtig saak maak. En hierdie woorde wat die Here hierso sê, is opregte woorde. Dis nie vandag soos in vandag se tyd dat almal praat oor vrede en hulle praat oor liefde en eintlik beteken dit niks nie. Hierdie is ware liefde wat hier bewys word. Ware liefde, want om ware liefde beteken om op te offer, om te diens, om te gee.
En dit is waarin ons krag lê. Dit is waarin Koevoet se krag gelê het, om op te offer, om te diens, om ander bo jouself te kan stel. And therefore, true love is not spoken only. It is demonstrated through sacrifice. En wanneer Jesus hierdie woorde sê, verwys hy eintlik na sy eie kruisdood. Hy weet dit lê vir hom voor. En ons het so pas Paasfees gevier. Celebrated now the biggest feast for our Christians. We celebrate that Jesus gave his life for each one of us. That is the most important sacrifice that one can do. And that is the most important example of love. The cross is the ultimate picture of sacrificial love. Maar ek wil kortliks dan net kortliks baie ietsie sê. Ware liefde beteken dus dat ons sal opoffer. Jesus sê die grootste liefde bestaan daarin dat jy jou lewe vir jou vriende gee. Maar om dit vir jou vriende te gee beteken nou nie net dat ek my fisiese dood moet gee nie, maar 'n liefde van 'n diens van opoffering, om my plig na te kom. 'n Lewe wat ek opoffer ook ter wille van ander. Dit is waarom dit vir ons so belangrik is. The greatest love is a life laid down for others. En dit is wat Koevoet gedoen het. Al hierdie mense wat hierna verwys word, dit is wat hulle gedoen het. En die manne wat ons vandag onthou, het hulle plig so ernstig opgeneem. Hulle het geweet hulle werk is gevaarlik. Soos ons net nou gehoor het, wat Wessie vir ons in die begin gesê het. Hulle het geweet daar's groot risiko's aan verbonde, maar tog het hulle gebly en hulle plig gedoen, ten spyte van. Hulle het opgestaan wanneer ander veiligheid nodig het. Hulle het hulle self in gevaar gestel, so that others could live. En dis 'n opoffering, waarvoor elkeen van ons die grootste respek moet hê. Vir elkeen van hierdie manne. Maar wanneer iemand sterf in diens, soos ons hierso ook vandag by mekaar is, dan raak dit nie net een persoon nie, dit raak families. Dit raak geliefdes, dit raak vriende. 'n Vrou wat haar man verloor. 'n Kind wat sonder sy pa moes groot word. 'n Ouer wat sy seun moes begrawe. Die pyn van verlies wat werklik is en diep is. Loss leaves a silence that words cannot fill. Maar die Bybel herinner ons aan iets baie belangriks. In Psalm 34 sê hy, die Here is naby aan die gebrokenes van hart. The Lord is close to the broken-hearted. Dit beteken dat God nie ver is wanneer sy kinders swaar kry nie. Hy sien die trane wat niemand anders sien nie. Hy sien die pyn agter 'n geslote deur wat niemand anders van weet nie. Because God sees, He knows. God is near. Because He gave His Holy Spirit to be with us, to lead us, and to comfort us. En daarom kan 'n mens ook sê, baie kortliks ten slotte, dat die boodskap van die evangelie stop nie by die kruis nie. Dit stop nie waar daar 'n graf is nie. Dit gaan verder. It goes to the resurrection of Jesus Christ. But because Jesus didn't only die, maar hy het opgestaan. The grave was not the end. It was the beginning of a new life.
En daarom beteken dit ook van ons geliefdes wat nie meer met ons is nie, dat die dood nie die laaste woord het nie, maar dat God uiteindelik die laaste woord spreek. Death does not have the final say. En daarom kan mense wat vandag nog hartseer is, mense wat dalk nou onlangs iemand in die dood afgegee het, daarom kan ons moed kry om weer vorentoe te gaan. Nie omdat die verlies verdwyn nie, maar omdat ons weet God is by ons en hy gee ons krag. Mag ons daarom vandag onthou as 'n dag waar ware opregte liefde herdenk word. Liefde wat opoffering en diens ken. Maar mag ons ook onthou dat God se liefde groter is as die pyn wat ons in hierdie wêreld ervaar. Let us pray. Kom ons bid saam. Heavenly Father, thank you for your presence here today. You say where one or two are in your name, you are there. And thank you that we know that you are here with us on this precious day, a day of commemoration, a day that we can honor our colleagues. Baie dankie vir u liefde wat ons dra. Dankie Here dat u vir ons gewys het wat is die grootste offer wat gebring kan word. Dat u lewe vir ons elkeen afgelê het, sodat ons kan lewe. En so het hierdie manne van Koevoet ook figuurlik gesproke en u voetspore gevolg en hulle lewe ook afgelê om ander te beveilig, om 'n land se toekoms te waarborg. Baie dankie Here vir elkeen van hierdie manne wat daar was. And that thank you that we can honor them, that we can think of them in such a way that we can be proud of them. Nie omdat hulle uitsonderlike gedoen het nie, maar omdat hulle bereid was om net te dien, net op te offer, net te gee. Maar baie dankie ook vir die kameraadskap wat daar kan wees. Dat mense kon saam staan deur moeilike tye en dat hulle mekaar kon dra. Dankie vir families wat daar was, wat agter die skerms die mans bemoedig het, wat agter die skerms raad gegee het, wat agter die skerms gehuil het. En dankie dat ons ook vandag aan daardie mense eer kan bring. Seën nou ons verrigtinge verder, Here, ons bid dit in u naam. Die naam wat by elke naam verhewe is, die naam wat lewe gee, die naam Jesus Christus. Amen. I don't think it's very typical that we cheer and applaud a dominee or a minister. But I think for a message like this that we've just received that is so on point, I think he needs a round of applause. Ek gaan nou die verteenwoordigers van die Namibiese streek vra om vir ons die sand te lê aan die voete van ons spoorsnyersbeeld. But ladies and gentlemen, this is not ordinary sand. This is the sand out of Ovamboland. In hierdie sand het ons gewerk. In hierdie sand het ons geleef. In this sand we slept. We bled. And unfortunately some of us passed away in this sand. This sand is special to us. It was part of our lives, and we will never forget the sand that we all shared together. Hierdie deel van ons program is altyd vir ons as Koevoetlede baie spesiaal en mense wonder altyd hoe kan jy in vervoering raak oor sand? Maar glo my vry, ons weet presies waaroor dit gaan. Ons gaan nou voort met die vaandelparade. Die vertoning van die verskillende eenhede se vaandels is 'n baie betekenisvolle item op ons program. Under these banners all military people served. Under these banners he fought. That banner was his proud. That banner was his life. And for that banner he would sacrifice his whole life. And some of them actually did under the flag
that his unit represented. So this banner will always, and banner parade will always be special on our program. And it is a sign of respect for us, not only to the Kufut flag, but also to all units and their members who served during the war and who sacrificed and who paid the highest price for their duty. Ek vra nou vir Kolonel Foster om die vaandelparade vir ons te hanteer. Dankie Kolonel Foster. Ons gaan nou voort met die speel van die last post. The last post is not only just a signal to tell us that the camp is safe and that night has arrived. It's also a dedication and it's also a greeting to a comrade who has passed away. He has come to the end of his service. Sy diens is volbring en ons moet aan hom dankie sê en ons moet hom groet. Hierdie last post by die hartseer klanke van die last post weergalm deur die valleie en daar waar die gevalle Kufut soldaat deur die simboliese Valley of Death beweeg, luister hy na die woorde van die klanke van die last post wat hom lei tot waar hy saam met sy maats wat hom vooruit gegaan het kan verenig. Ek vra nou vir Tesmarie Kagelhoffer om voor te gaan met die speel van die last post. Kan ek asseblief vra dat almal sal opstaan hiervoor? Baie dankie. Vandag staan ons hier tesame met gebuigde hoofde en in 'n stille oomblik van 2 minute van stilte gaan ons hierdie tyd gebruik om aan ons gevalle makkers en hulle name wat ons muur van herinnering verskyn te dink. In this 2 minutes of silence we think of our brotherhood. We think of our friends, our comrades who have sacrificed, who have paid the highest price and asked for nothing. They just ask that we will remember them. And that's the easiest of things that we can do. But in this 2 minutes of silence, we think of them. We see their faces. We might have even been where they blew out their last breath. Let us think of that moment. Let us also say, in the same 2 minutes of silence, say our thanks to our Lord that protected us and that made sure that we can be here today to commemorate them. Ek vra u nou om u hoofde te buig in 2 minute van stilte. In die opgewonde klankte van die reveille kondig die nuwe dag aan. Opstaan, opstaan, dis 'n heerlike dag. Hierdie is nie net 'n aankondiging van die einde van een van ons soldate wat gesterf het nie,
Maar is ook terselfdertyd 'n oomblik waar ons besef dat hy 'n nuwe pad begin het. En ons wens hom sterkte toe op hierdie pad. En ons vra dat die Hemelse Vader hom sal ontvang en dat hy hom sal inneem in sy hart, sodat hy ook daar tot ruste kan kom. Hierdie is 'n wekroep tot die slagveld nie, maar dit is 'n wekroep tot vrede en tot harmonie. En ons wat agtergebly het, wens hom alle sterkte toe vir hierdie nuwe pad wat hy nou vorentoe gaan aanpak. Ek vra nou vir Jeremy Fabian om ons voor te gaan in die speel van die Rebellie. We now come to a very significant part of our program. Vandag is ons hier om ons gevalle makkers se afsterwe te vereer en respek te betoon. Maar 'n gedeelte van daardie gemeenskap moet ons nie vergeet nie, en dit is hulle families. Dit is hulle wat vandag nog behandel aan sere en wonde van geliefdes wat hulle agtergelaat het. And as we welcome them in our midst, we say to them that we feel with you and your pain is our pain. Maar Dominee Nikki Rothman gaan vandag nou met ons gesels oor die eerbetoon en die versorging van die families, beter as wat ek kan doen. Dankie Dominee Nikki. Vriende, het is vanoggend my 'n besondere voorreg om juis hieroor te praat. My vrou is vandag hier en haar boetie se naam staan ook hier agterop. Hy is daar vierde van bo af op die heel ander kantste paneel. Hy is een van die eerste manne van Koevoet wat die hoogste prys betaal het. En daarom is dit my besondere eer om bietjie met u hieroor te praat. En ek was van daai tyd af al, dis ongelooflik, ek was daai tyd al baie betrokke by Koevoet, want toe ek geswat het, het hy altyd by gereël dat ek vir hom kom kuier. Ek weet, hy het so 'n Ford bakkie gehad. Dat ek en hy in daai Ford bakkie geklim en dan het ons daar in Novemberland gaan rondry en dinge gedoen. En dis waar my betrokkenheid eintlik al begin het, toe ek nog gestudeer het. Maar as ons vandag by hierdie kraanslig staan, dan staan ons met besondere diepe respek en eerbied. We stand together in remembrance and in honor. We are here to remember. Ons onthou manne wat hulle plig gedoen het, manne wat bereid was om hulle self in gevaar te stel vir ander. Men who had answered the call of duty. Maar veral wil ek vandag 'n bietjie aandag gee aan die wat agter hierdie manne gestaan het. Aan die families, en ek gaan nie 'n lang toespraak hou nie, wees verseker. Ek gaan sommer net so 'n paar praktiese goeters wat ek graag met u sal wil deel. Want sien, wanneer 'n man aan diens gesterf het, en nooit ons het selfs nie beleef nie, bly daar 'n leemte agter wat nie maklik gevul kan word nie. 'n Stoel wat leeg bly, 'n stem wat nie meer gehoor word nie. Yes, 'n empty chair, a voice now silent. En nou vra baie mense, die families vra, maar hoe kan 'n mens na verlies aangaan? Nie net daai tyd nie, maar vandag nog steeds. Hoe gaan 'n mens aan na so 'n verlies? En daar is 'n rouproses waardeur 'n mens gaan, en ek gaan nou nie op die rouproses vandag in nie. Maar om te rou is nie 'n siekte nie. Om te rou is 'n normale deel
van die lewe as jy verlies gely het. Want om nou waarlik eerlik te wees, niemand kom regtig ooit heeltemal oor so verlies nie. You don't move on, you learn how to move forward. Jy leer maniere aan om net saam te loop met hierdie gedagte, my geliefde is nie meer hier nie. En jy doen dit treetjie vir treetjie, oomblik vir oomblik, dag vir dag. Ons weet daar is so 7 fases waardeur 'n mens gaan as jy deur die rouproses gaan. Dis van skok en ontnigtering, wie almal weet wat al so 'n boodskap gehoor het, kan dit nie glo nie, en al daai tipe van goeters, en dan kom daar selfs fase van jy met die Here wil onderhandel en dat jy al wat 'n ding is en jy word kwaad, en totdat jy uiteindelik kom by die aanvaarding. Die vraag is hoe kan ek prakties hierdie goeters doen? In die eerste plek wil ek sê, onthou hulle nalatenskap. Dis baie belangriks. Memories. Leef dit in die alledaagse lewe uit. Hierdie manne wat ons vandag eer, julle geliefdes, julle wat agtergebly het. Hulle het gestaan vir moed, vir plig, vir lojaliteit, vir kameraadskap. But their legacy lives on through you. En daarom moet julle dit lewendig hou. Dit beteken praat met julle kinders daaroor. Nie net hoe iemand gesterf het nie, maar hoe hy geleef het veral. Hou sy waardes altyd lewendig, eerlikheid, dissipline. Bereid om op te offer, bereid om te dien in moeilike omstandighede. Laat dit by elkeen van ons 'n praktiese ding wees wat ons elke dag doen. Laat dit die dinge is wat ons doen, soos my pa gedoen het, soos my man gedoen het. Herinner dit. Skep klein tradisietjies. Vertel op spesiale dae sy stories. Kyk saam na foto's, besoek 'n plek wat vir hom belangrik was. En veral belangrik waar baie mense in as mens terapie doen, is dit nogal veral belangrik dat 'n mens jou herinneringe partykeer moet neerskryf, neerpen. Want om iets neer te skryf beteken ongelooflik baie. Legacy is not only what is left behind, it is what is carried forward. En hulle legendes, hulle kan nie voortleef as hulle dit nie deur ons voortlewe nie. En dan moet ons het mekaar mense, die Here het ons skudde diere gemaak. Ons is daar om mekaar te ondersteun. So prakties soos dit, so eenvoudig soos dit. En Koevoet het 'n klomp goeders in plek, streke met hulp waar jy kan aanklop vir hulp, en mense wat gaan verstaan wat hulle was in dieselfde situasie as jy. Daarom moenie bang wees om te vra as jy voel jy kan nie, daar's moeilikheid. Moenie bang wees nie. Vra. Om te vra, om hulp te vra is nie 'n swakheid nie. Dis juist mense met innerlike sterkte wat weet, ek het nou hulp nodig. Dis hulle wat vra. Dit is wysheid, wil ek amper sê. Nou kontak. Al die strukture is daar vir ons mense. Dit is daar. Maar is my plig om kontak ook met hulle te hou. As ons nie kontak hou nie, dan gaan jy afgesonder word. Dan gaan jy alleen wees. Praat met hulle. Want dis mense wat die pad verstaan, wat saam met jou al daardeur is. Aanvaar praktiese hulp. As jy voel jy kan nie en iemand kom by jou en hy bring vir jou 'n koppie tee en sê, ag weet jy, ek het dit nie eintlik nodig nie. Jy het dit nodig, sê vir hom dankie. Moenie te groot wees vir sulke goed nie. 2 of 3 mense, verkieslik ons oud kollegas of baie goeie vriende vir jou is verskriklik belangrik. Om jou gevoelens te kan ventileer, om met iemand daaroor te kan praat. As die hartseer te swaar raak, weet julle, oorweeg om iemand te gaan sien.
dis ook nie 'n skande nie. Dis 'n teken van sorg, want daar is mense wat jou deur hierdie moeilike tye kan help. Dit geld vir die mense wat families agtergelaat het, dit geld vir ons wat nog gaan iemand aan die dood afstaan. Moenie te groot wees om te dink ek is so sterk, ek kan alles self hanteer nie. En daarom is genesing van so iets dikwels nie in groot woorde nie, maar in mense wat eenvoudig, prakties langs jou kom staan en jou hand kom vat. Maar ek kan dit ook omdraai, dat jy dalk die persoon is wat langs iemand moet gaan staan en net sy hand vat en net luister, hoef nie altyd raad te gee nie, asseblief nie. Luister net 'n slag wat so 'n persoon op sy hart het. Ons het 2 ore en net 1 mond, kom ons luister 2 keer soveel as wat ons praat. Hou daai stories altyd lewendig. Die mooi stories wat daar vertel is. Herinneringe hou mense lewendig in jou hart. Hulle legacy vervaag dan nie, dit bly. Stories keeps their memory alive. Praat alles wat jy van hom weet, deel dit met ander, moeilike oomblikke, snaakse oomblikke, trotse oomblikke. Laat mense vra en vra antwoord eerlik oor die goeders. En dan die laaste ding wat ek wil noem. Hou vas aan hoop. En dit beteken neem die lewe dag vir dag. Oomblik vir oomblik. Ja, mense lewe verander na verlies. Dit is so. Dit word ingrypend verander. Dit voel of jou lewe omgekeer word. Maar die nuwe pad wat jy begin stap, behoort nie sonder betekenis te wees nie. 'n ander pad, 'n moeiliker pad, 'n pad van aanvaarding, uiteindelik 'n pad van berusting en aangaan. There is still a future, even after the loss. Moet daarom nie alles op een slag probeer hanteer nie. Vat dit dag vir dag. Klein, haalbare doelwitte wat jy elke dag vir jou stel. Ek sien nie kans om op te staan nie, maar môreoggend gaan ek 7 uur opstaan. Die volgende dag, ek gaan vir my 'n broodjie maak. En so begin 'n mens prakties weer dag vir dag die ding doen. En dan mense, dit is 'n ding wat verskriklik belangrik is. Gee jouself toestemming om weer te lag ook. Baie mense vind dit baie moeilik om weer te lag. Hulle dink, hulle verraai hulle geliefdes as hulle lag, hulle moet net huil. Jy weet, die Here het vir ons humor in die lewe gegee. Daar's baie voorbeelde van humor in die Bybel. Gebruik dit. Gebruik die humor. As jy glimlag, dan weet nie hoeveel, maar honderde spiere wat aan die werk gaan. Maar as jy frons, dan bring dit 'n negatiewe gevoel. Die Here het ook vir ons trane gegee. As jy wil huil, huil. Mans ook. Skan op te huil nie. Cowboys kraai. Want die Here het in die trane, dit is so wetenskaplik bewys ook, dat daar in trane hormoon is wat jou rustig laat voel. Het jy al gevoel as jy 'n lekker trane sessie agter die blad het, voel jy sommer weer beter? Dan kan jy sommer weer 'n bietjie aangaan, miskien mis weer kans vir die lewe, is dit nie? Ja, dan dit is wat trane doen. Dit het 'n kalmerende effek uiteindelik op jou. En onthou, die gesond word proses vat tyd. Dis nie iets wat jy verwerk nie. Jy kan nie iemand se dood verwerk nie. Jy leer in hierdie rouproses deur al die fases net maniere aan hoe om met die gedagte saam te leef. My geliefde is nie meer daar nie. Dit is baie belangrik. En dan die laaste ding wat ek wil sê, hou vas aan die geloof. Selfs as dit net om op 'n oggend te kom en te sê, Here, help my net deur vandag, ek voel ek kan nie.
Die Here hoor en hy verstaan, want sy gees is by jou. Hope does not erase pain. It gives you strength to carry on. Wanneer ons daarom vandag hierdie kraanse gaan lê, doen ons dit nie net om die manne wat geval het te eer nie. Ons doen dit ook om te sê, hulle families word nie vergeet nie. We remember the fallen, but we also stand with the living. En ek dink die grootste eer wat ons hierdie manne kan gee, is om seker te maak dat hulle families nooit alleen staan nie. Dat ons hulle sal ondersteun, dat ons hulle sal dra. Daarom vandag buig ons hoofde, nie net in hartseer nie, maar in eer. Ons onthou name, ons onthou gesigte, ons onthou lewens. They were here, they served, they sacrificed. En hulle wel nou nie meer langs ons staan nie, hulle nalatenskap staan nog steeds langs ons. En daarom, as ons hierdie kraans lê vandag, laat dit nie net 'n simbool van verlies wees nie, maar 'n simbool van dankbaarheid teenoor hierdie manne wat alles opgeoffer het. Therefore, we will remember them, we will honor them, we will never forget. Salute. Baie dankie. En nou doen hy dit weer. Baie dankie Dominee Nikkie. Dames en here, ek dink jy het begrip daarvoor dat om 'n dag soos vandag by mekaar te sit en om dit te organiseer is nie iets wat oornag en met die klik van 'n vinger gebeur nie. Dit vat werk, dit vat beplanning, dit vat effort en dit vat lang ure om te kom tot 'n punt soos waar ons vandag is. Dit lyk partykeers nie na baie nie, maar die persoon wat gewerk het aan dit weet presies waar dit vandaan kom. En daar is in hierdie jaar was daar 'n groot hoeveelheid mense wat ons ondersteun het. Ons het 'n ongelooflike opkoms vandag hierso, maar ons het ook 'n ongelooflike aanbieding van hulp gehad voor die byeenkoms. En ons is trots daarop om u almal hier te hê. Maar ek vra nou vir Dries van Koller om die bedankings namens ons as 'n veteranebond te hanteer. Dankie Dries. Dames en here, geagte veterane, vriende, ondersteuners. Met diepe eerbied staan ons vandag hier om hulde te bring aan die manne wie se diens, opoffering en kameraadskap 'n ontwisbare merk op ons geskiedenis gelaat het. Hierdie herdenkingsdag is nie bloot 'n gebeurtenis op 'n kalender nie. Dit is 'n heilige oomblik van herinnering, dankbaarheid en gemeenskap. Ons wil besonder ons opregte waardering uitspreek aan elke donateur, borg en medewerker wat hierdie dag moontlik gemaak het. U het nie net finansiëel of prakties bygedra nie. U het gewys dat die erfenis van ons veterane steeds in die harte leef. Deur 'n ruimhartigheid het hierdie geleentheid verhewe gemaak, 'n dag van betekenis, waardigheid en eer. Ons glo vas dat daar waar mense met opregte harte saam staan, God self die werk seën. Daarom erken ons vandag met dankbaarheid dat deur sy genade en deur u bereidheid om te gee en te dien, is dat hierdie herdenkingsdag 'n fenominale ervaring en 'n ware sukses kon wees. Aan elkeen van u, dankie. Dankie vir u vertroue, u ondersteuning en u liefde vir hierdie gemeenskap van veterane. Mag die Here u ryklik seën vir wat u vandag moontlik gemaak het. Ons wil graag die volgende mense bedank. Ons eregaste, our honored guests, our dignitaries, and I would just like to make special mention here. We are very honored from the France Embassy, Major Cedric Avant. Thank you for making the effort to join. Alle gaste teenwoordig, julle maak ons dag. Dit is 'n baie spesiale dag vir ons en ek kan dit nie genoeg beklemtoon nie.
die personeel van die Voortrekker Monument wat betrokke was met die reëlings en wat vandag hier teenwoordig is, alle motorfietsorganisasies, die Opskei Riders, die FHK, Helpende Hand, AfriForum, Solidariteit, die Dorsland Trekkers, die Voortrekkers, Kempton Park Pipe Band, Jeremy Fabian, die trompetspeler, Tess Marie Kachelhofe for the violin, Mark Klein Productions, Herman en Sandra de Beer, Windmill Rest Guesthouse, al die opskaallede wat vandag hier so is. Die bydrae wat tot die ontwikkeling van die name agter op die muur, vir elkeen wat daar bygedra het, baie, baie dankie. Estelle Skuman van Protea Grafstene, Dominee Nikkie Roodman, baie dankie Dominee. Die Wambo Spoorsnyers, ons het julle nie vergeet nie. Ons weet julle is hier, julle is diep in ons harte. Die Junior Bondlede, wat ons erfenis vorentoe gaan vat, baie dankie vir julle bydrae. Elkeen van julle wat hier is, wat ons bysteun, en weet, dat die toekoms in hulle hande sal wees. As 'n gedeeltetjie wat ek nie dat hulle belangrik is, net gaan uitlaat, want daar is 'n proses wat ons daar moet deurgaan. Dan wil ek vir die boekskenking, Pierre Cronje, beter bekend as Piet Han, baie dankie. Die beeltjies, Clint Williams, Pick n Pay, die geweer, Charles Teron, die paramedikuste, Berde Eksteen, die Casper Gedenkplaat, Anton Burger, ons programme wat vandag beskikbaar gestel is, Anton Kreer, die Koevoet liedjieskrywer, Johandri Dreyer, vir die verhandelstaanders wat ons vandag hier het, Dix Diedriksen, baie dankie. Dan wil ek vra dat Wessie dalk net hier nader staan, want dit is vir ons baie belangrik. For those of you that arrived here this morning, I think the first impression you got when you drove in, you saw that Casper. Daai Casper bring baie ongelooflike herinneringe terug. En ons is baie bevoorreg deur die bereidwilligheid en die openhartigheid van mense wat dit moontlik gemaak het. En ek dink wat ons nou wil doen, is ons wil net die spanne wat daarbey betrokke is, net ietsie klein gee. Ek wil eerstens net die name noem, en dan sal ons hulle vorentoe trek. Eerstens wil ek vir SSG, vir die skenking van die Casper, for the people that donated the Casper, Adrian Watson, a heartfelt appreciation. We cannot emphasize this enough. OTT, vir die herbouing van die Casper, the refurbishing of that Casper, the amount of work, the amount and the detail that's gone into that. Stefan Boyse, die eienaar van OTT, baie, baie dankie. Then, all the work that goes into that, various teams, Dani Huber en sy span fitters, Gert de Jaar en sy span swysers, Willem Huber en sy span verwers, Gerard van Niekerk en sy span aankopers, Dirk Du Plessis, die produksiebestuurder, en dan Jabez Leroux. Kan ek vra dat Jabez en Wattie net vorentoe kom asseblief? We are going to just give them something small, just as a token of appreciation. Ja, net voor ek my gedeelte sê, ek en Wattie wat nou sopas die Casper ontvang het, hy's 'n lid van ons spesiale taakmag en ek en hy kom 'n lang pad saam. En toe ons die program opgemaak het, was dit die eerste keer wat ek gehoor het, hy's Adrian Watson. Ons almal ken hom net as Wattie. So dit was nogals insiggewend. Mens kan nie iemand uitsonder nie en maar Dries het ek dink almal bedank. Van my kant af ondersteun ek net heel hartig wat hy gesê het en nogmals weer eens baie dankie aan almal. Ek wil van my kant af net egter my medebestuur uitlig. Hulle sal nie daarvan hou nie, ek weet dit klaar. En hulle gaan my kruisig na die tyd, want hulle lyk dalk wintie, maar hulle is eintlik baie nederig. En ek kan nie die versekering gee dat die mense werk meer as wat jy ooit sal dink.
En ek weet mense sê altyd agter die skerm, maar dit is selfs meer as dit. They work day and night for this bond, to make sure that our legacy is carried into the future. And not only our future, but the future of the future. And we cannot, and I cannot, praise them and thank them enough. Geld het ek in elk geval nie om hulle dankie te sê nie. Maar ek sê vandag, voor jy almal, aan elkeen van hulle, baie dankie wat julle doen. Sonder julle sou ons nie hier gewees het nie. Dit gaan nie lank vat nie, maar die Casper is regtig vir ons as Koevoet spesiaal en ek dink jy het almal in die militêr gedien en jy weet, daar's baie keer sekere goed dat mense wat van buitekant af kyk, kan nie verstaan hoekom is dit vir jou so belangrik nie. Ek meen sand. En die ander ene is die Casper wat daar voor staan. Ek dink as jy vir 13, 14 ure van jou lewe in 'n Casper deurgebring het en dit was jou kantoor, dit was jou lewe, dit was jou alles, dan besef jy hoekom dit vir ons so belangrik was as 'n bestuur om 'n Casper te bewerkstellig. En in die proses was daar 'n klomp mense wat 'n deel van dit gevorm het. En ons het vir hulle vandag genoem en ons het vir hulle dankie gesê. Maar een van die mense wat ook 'n kardinale belang gespeel het, wou gehad het ons moenie sy naam noem nie. En ek het nou agtergekom dat dit was nie gedoen nie en ek wil amper sê te hel met hom, maar ek sal dit nie voor u sê nie. En dit is Antoni Erasmus. Hy was 'n lid by ons gewees en toe hy hoor ons het die Casper gekry, toe het hy onmiddellik ingeklim en hy het met Jabez hulle se mense kontak gemaak, hy het met SSG kontak gemaak en hy is nie baie in die land nie, maar van 'n afstand af het hy 'n ongelooflike bydrae gelewer tot ons Casper. Nou of hy nou genoem word of nie, ons sê vir Rassie baie dankie. Vandag lê ons die kraanse aan die voete van ons gevalle makkers. Elke blom en elke kraans verteenwoordig 'n persoon. Elke blom en elke kraans verteenwoordig 'n lewe. Vandag is ons spesiaal baie bevoorreg, almal van ons, om 'n kraans te gaan lê aan die voete van die Koevoet gevalle makkers. Hierdie is vir almal van u, vir almal van ons, 'n baie spesiale oomblik. En wanneer jy opstap om die kraans te gaan lê, dan gaan jy te staan kom waar ook al voor die muur. En jy kan nie anderste as om op te kyk en 'n name vas te kyk nie. Nou ek weet, meeste van jy ken nie eers daai naam nie. But ladies and gentlemen, when you look and when you read that name on the wall, you know why it's there. You might not know him, but you know what he suffered and what sacrifice he has brought. So we're going to start with the wreath laying ceremony now. But I ask each and every one of you, when you walk up to that wall with your wreath, to look at that name, to take it in for a moment, and to show your respect, the respect that these people deserve from all of us. Ons gaan nou voort en ons gaan nou begin met die kraanslegging seremonie. Baie dankie. By die muur vanaand staan ons stil vandag in die skadu van herinnering in die sagte april. Elke naam in klip geskryf dra 'n storie diep en swaar. Jong manne wat geveg het en 'n lewensdag gelaat het klaar. Ons onthou hoor ons sagte stem vandag vir die manne wat geval het, vir hul leer en vir hul krag. Koevoet, rus nou sag, jou diens is nie verniet, want in elke kraans wat hier kom lê, lief julle voor, in elke lied. Dames en here, soos wat ek vroeër gesê het, daar sekere klein goedjies en sekere doelstellings wat is net as jy deel is van 'n eenheid soos ons of soos wat u gedien het, dat 'n mens regtig sal verstaan hoekom dit belangrik is vir ons. Nou die volgende punt wat ons gaan werk en wat vir ons as Koevoet Veteranenbond nogals belangrik is die skepping van 'n museum. En op 'n stadium het ek gepraat oor die skepping van 'n museum
En toe die volgende oomblik kry ek 'n oproep van Piet Cornee en hy sê, "Het julle al iets?" Ek sê, "Piet, ons het baie dinge, maar ons is nog altyd op soek na meer dinge." En hy sê, "Ek het 'n idee. Kan ek dit doen?" En ek sê, "Piet, soos wat ek jou ken, kan jy enigiets doen, jy gaan dit in elk geval doen." Dan sê ek, "Nee. So jy moet dit nou maar doen." En daarom vra ek nou vir Piet om 'n paar woorde te kom spreek oor die boek wat hy baie spesiaal laat regmaak het vir ons, vir die skenking aan ons museum. Dankie Piet. Bessie, wat 'n besondere voorreg en dank om hier voor julle te wees. Eerste wil ek alle eer gee aan God, ons Vader, hy wat by alles by was, is en sal wees. 2013 staan ek hier voor die muur, ek en Mike Versagie, en in 'n oomblik sê ek vir hom, "Yes, Mike, ons kan bitter gelukkig wees, ons naam is nie op die muur nie." En dit het by hom vasgesteek, want 'n jaar later, in 2014, toe staan hy hier, toe verwys hy na die gesprek wat ons gehad het. En ek het baie jare daarmee geworstel, die name wat op die muur is en die name wat nie op die muur is nie. Hoekom is dit so? Totdat ek my vasgeloop het in Spreuke 16, 1, 9 en 33, wanneer die Here vir ons sê, hy het 'n doel met alles, en alles het vir my oopgegaan. En ek het die antwoorde gekry op die vrae wat ek nooit gehad het nie, en vandag lewe ek dit. 2013 in die begin kry ek 'n oproep van of 'n voice boodskap van Paul Fouché, en hy sê vir my, hy het 'n dringende boodskap van die generaal af vir my, wat hy vir my moet gee, en die generaal het nog gelewe daai tyd, en ek bel hom en ek sê, "Hoor hierso, waar is ek, is op pad?" Hy sê, "Nee, ek kom sommer deur na jou toe." En hy bring vir my die boek, en hy bring generaal se boodskap vir my, en hy gee vir my die boek as 'n geskenk van generaal af, en ek bel vir generaal, en ek sê vir hom, "Ja, generaal, baie dankie vir die voorreg wat hy my bestoot om so groot geskenk vir my te gee. En vandag skenk ek hom terug vir die bond, en ek maak Wessie die custodian van hom, dat dit vir ons nageslag behoue kan bly. Lekker om julle te sien. Dis die eerste keer in my lewe wat ek by so baie, ek wil nou nie sê ou mense nie, maar senior burgers saam is, en ek dink dit gaan weer gebeur nie, en ek ken omtrent almal. Lekker dag julle. Wys dan maar net daar vir die mense. Dames en here, soos wat hulle opgestap kom, wil ek net 'n oomblik met u gesels oor ons Ovamboland se spoorsnyers. Dit was ons voorreg om na hulle te sit en kyk. Waar ons besig is om die leiding te gee, het hulle op die spoor gehardloop. Met flinke fiets en sterk liggame het hulle deur die bosse geweef op die spoor van die vyand en ons nader en nader na hulle gebring. Their observation skills and the way that they could track the enemy was beyond of what we've ever seen and witnessed. They were the best trackers, the best soldiers that our country has ever seen. From one moment running on a spoor, flat out, to stopping the whole follow-up because they saw a tripwire somewhere. I don't know how they do it, but they did. From walking on the spoor, and then all of a sudden going down and shouting, "Contact!" Because they've seen something in the bush. They had the ability to not look at a bush, but to look through it, and to be able to see that small little thing that doesn't make sense in nature. And then the next moment, slowly, carefully, methodically, they would dissect every centimeter of every meter, looking for an anti-track spoor, looking for a broken twig, a leaf that's been turned over, and a small little pebble of sand that shouldn't be there. That was the track that was left behind by the enemy. And they were the ones that took us to that point. And we will forever respect them. Their contribution is unmeasurable. And that's why they will always be part of us. And they will always be part of our family and our community. And always be part of our function of today. Today we saw for the first time the banner of the Ovamboland flag. It's a huge honor for them to bring the flag to our ceremony. Another very important thing to them is the anthem of the Ovamboland. And I'm going to ask them to sing that anthem now. If there's any one of you, julle Koevoetouens wat lus is om hier voor te kom staan, en soos wat ons altyd saam met die Ovambos die Ovamboland lied te kom sing het, dis nou jou kans. Kom asseblief vorentoe, ons gaan nou die Ovamboland lied saam met hulle sing. Baie dankie. Wambulanda, Oshilongo.
Soos wat ek gesê het, die vlag van Novemberland is vir hierdie mense ontsettend belangrik. En daarom vra ek nou vir Andrew Jackson om die vlag te oorhandig aan Philippus, wat die voorsitter is van die vingerkraal groepering. Baie dankie, Andrew. Dames en here, ek wil asseblief uit die diepte van my hart en namens die hele Koevoet Veteranenbond en al die Koevoetlede wat hier is, vir u baie dankie sê en asseblief, moet dit nie te ligtelik opneem nie. Hierdie is een van die grootste byeenkomste, die grootste kranslegging, die meeste vaandels wat ons nog ooit in die geskiedenis gehad het. En dit is nie ons nie, dis u. Dis u bydra. Ek is bevoorreg om hier voor te staan en ek sien wat ek hier sien. Ek sien die respek. Ek sien dit van my kant af in 'n totale ander lig. En jy sal nie weet hoeveel ons dit waardeer nie. Volgende jaar, die 10de April, is ons weer hier by mekaar. Maak solank nou al 'n nota van die datum. En dan kry ons mekaar weer hier. En dan doen ons dit weer. U is altyd uitgenooi. U is altyd deel van die Koevoet familie. En daar's altyd plek vir nog. Ons is soos 'n taxi. Daar's altyd plek vir nog. So u is al klaar genooi daarna. Ek het 'n lang afsluitingstoespraak uitgewerk. Nee, ek stem saam, nee. So, ek dink die gepaste manier om van die dag afskeid te neem, en veral as gevolg van die rede wat ek gesê het, wat ek sien hier van my af, die respek, die deernis, die meelewendheid, dink ek is dit meer gepas, dat ons nou na 'n baie spesiale lied gaan sit en luister en dit inneem. Hierdie is 'n lied wat geskryf is en getoonset is deur Leandre Dreyer. Dis 'n jong mannetjie. Hy's nog in ons oë is hy nog Kamashona. Maar hy het 'n baie sagte plek vir Koevoet en hy verstaan wat ons is en wat ons deurgegaan het. En daarom het hy hierdie spesiale lied geskryf vir ons vir vandag spesifiek. En ek dink dit sal die gepaste manier wees om van mekaar totsiens te sê. Deur net te sit en luister na die lied, na sy woorde, en ek dink dit sê alles. Van ons kant af, Mark, kan jy asseblief die lied vir ons speel? Baie dankie. By die muur vanaand staan ons stil vandag in die skadu van herinnering in die sagte April. Elke naam in klip geskryf dra 'n storie diep en swaar. Jong manne wat geveg het en 'n lewensdag gelaat het klaar. Ons onthou elke naam en elke fout wat 'n lewe daar gegee het vir 'n volk en vir 'n land. By die muur, by die steen lê ons kranse, buig ons hoof, want 'n loffer leef vir altyd in ons harte, in ons geloof. Geen woorde kan vertel wat in hy nagte lê, of hoe die stilte na die skote
alles in jou sê. 'n Kameraad wat langs jou val, bly altyd by jou staan. Nie net 'n vriend nie, maar 'n broer wat nooit sal weggaan. Ons onthou elke naam en elke fout wat 'n lewe daar gegee het vir 'n volk en vir 'n land. By die muur, by die steen, lê ons kranse by ons hoof, want 'n loffer leef vir altyd in ons harte, in ons geloof. Nie vergeet nie, nooit verby, al gaan die jare aan. Hier by die muur van stilte sal hulle altyd bly bestaan. Ons onthou oor ons sagte stem vandag, vir die manne wat geval het, vir 'n leer en vir 'n krag. Koevoet, rus nou sag, jou diens is nie verniet, want in